broers en susters. Bly dit gaan goed met almal wat hier is. Huisvrede het seker 'n bietjie gevangener van die ander. Maar ons is dankbaar vir die voorreg om met die Here hier te kan verkeer. Rusdag waarop ons sy week begin. Ons sing eers vooraf saam. Ons begin met lied 470 vers 1 en 3. In die skriflesing en prediking is die sentrale saak toewyding aan God en dat ons lewe en verlossing ook in ons innige persoonlike band met ons Here Jesus is. En dit sal in van die meeste liedere ook na vore kom. Lied 470 vers 1 en 3. Skrifpareming 14:3 kom uit Efesiërs 6, die bewapende rusting van God. Ons sing vers 1. Afkondigings van die kerkraad vanoggend. Die dankoffers tydens die erediens, die diens van barmhartigheid en by die deure vir die GKSA Sesmentasiefonds. Woensdagoggend 9 Julie, oggend Bybelstudie om 9:30. En hierdie week verjaar Hanlie van die kerk, ons sê aan haar baie geluk. Want ek nou net gehoor daar word gesê Anne-Marie het sonder 'n kruk ingestap. Ons is bly om jou weer hier te sien. Ons het die afgelope weke is hier afgekondig van haar herstel. Ons is dankbaar aan Anne-Marie en Hansie het ook 2 oogoperasies gehad, 'n week of wat uitmekaar. En hy sê hy sien nou ook baie goed. Ons is saam met jou dankbaar. Dan steeds asseblief voorbidding vir Marinda Roos en haar man Ben. Sy begin môre met die chemobehandeling en dis elke 3 weke ons bid haar sterkte toe, want dit op sigself is maar 'n ernstige ding. Dan is Dominee Dion Dinsdag weer terug van verlof en hy sal dus van volgende Sondag af weer hier aan diens wees. Ons verklaar ons smagting na die Here en ons verwagting dat ons hom hier ontmoet met die woorde, maar ons sing dit vanoggend, lied 163, terwyl ons sit soos gewoonlik met die woorde,
lied 163. Liefdesgenade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here met Psalm 145, die eerste omdigting, verse 1, 2, 9 en 12. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd. Verse 1, 2, 9 en 12. Psalm 145, dan doen ons belydenis van ons geloof. Liefdes, ons geloof is ons innige band met Jesus Christus, soos wat God drie-enig hom aan ons openbaar in die woord, en op grond van hoe ons hom daar leer ken, glo ons in hom. Ons bely dit nou saam met die 12 artikels. Ons bely op 'n gewone manier ons belydenis oor die Vader en die Seun. Ons geloof in die twee persone, en ons geloof in die Heilige Gees en aan sy werk. Bely ons deur dit saam te sing uit Skrifpryme 12:2 verse 4 en 5. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde.
En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Deur ons geloof maak God ons vry in Jesus Christus, en daarom is ons ook verplig om hom te loof en hom te eer met ons gehoorsame lewe. Ons verootmoedig ons nou voor hom en dink na oor ons lewe aan die hand van sy gebooie uit Exodus 20. God het al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord die Here op sy wet met Skrifpruiming 9:1, verse 10 en 11, en dis ons bede om vergifnis, en ook dat ons deur sy Gees opgetel sal word om sy gebooie te kan hou. Verse 10 en 11, Skrifpruiming 9:1, dan bid ons saam.
Dit bid ons, Here, want ons weet, U het ons skoon gewas in die bloed van ons Here Jesus. U het sy verdienste in ons kom vestig deur U Gees wat U gestuur het. Daarom vra ons, omdat ons onvolmaak is, en ondanks U genade, steeds nie ten volle U kan gehoorsaam, of alles doen soos wat dit tot eer van U naam is nie. Daarom vra ons, lei ons so deur U Gees. Skryf U wet, U gebooie, U hele woord en selfopenbaring op die tafels van ons hart, dat ons dit in ons gedagtes leef, en ons elke dag, met ons oog gerig op U, ons Here Jesus, aan die regterhand van ons Vader, sal lewe volgens U gebod. Lei ons in die week wat voorlê. Here, gee ons krag en sterkte vir die werk wat ons moet doen. Gee vir ons gesondheid en veiligheid en bewaar ons, tot ons weer hier kan byeenkom. Ons bid, wees met almal van ons, wat nie hier is nie, wat met vakansie is, wat verswak is, wat nie meer hier kan wees nie. Here, ons bid ook vir elkeen van hulle, ons bejaarde lidmate, wat nie hier kan wees nie. Wil U in U almag en alwysheid werk in harte en U vertroosting, U versterking gee op U manier aan elkeen. Maak ons ook hier ontvanklik vir U woord. Gee dat dit U woord sal wees, dat ons U sal hoor en U sal sien, en bou ons daardeur op, om weer krag en moed te hê vir die week wat voorlê. Moed veral om in die geloof te volhard en aan U getrou te lewe. Bewaar ons as gemeente, bou ons op deur U woord, deur die woordbediening. Bewaar ons leraar en ouderlinge en diakens. Gee dat ons as 'n regte liggaam sal saamleef en saamwerk. Amen. Ons skriflesing is vanoggend uit Lukas 13. Jesus is so stadig aan op pad Jerusalem toe, waar hy sy finale week sou voltooi voor die kruisiging. En hy leer so ver hy gaan, stel hy homself bekend en die geloof in hom. Ons lees uit Lukas 13 vanaf vers 10 tot by vers 30. En die prediking kom by die gesprek oor die smal deur. Een keer op 'n Sabbatdag was Jesus in een van die sinagoges besig om die mense te leer. Daar was ook 'n vrou wat al 18 jaar lank gelei het onder 'n bose gees wat haar heeltemal verswak het. Sy was krom getrek en kon glad nie meer regop kom nie. Toe Jesus haar sien, roep hy haar nader en sê vir haar: "Mevrou, jy is van jou gebrek verlos." Toe het hy haar die hande opgelê en sy het onmiddellik regop gestaan en God begin prys. Die hoof van die sinagoge was verontwaardig omdat Jesus op die Sabbatdag iemand gesond gemaak het. Hy sê toe vir die mense: "Daar is 6 dae in die week waarop 'n mens moet werk. Julle moet op een van daardie dae kom om julle te laat gesond maak, nie op die Sabbatdag nie." Toe sê die Here vir hom: "Julle huigelaars,
Maak elkeen van julle nie op die Sabbatdag sy bees of sy donkie van die krib los en lei hom weg om hom te laat suip nie. En hier is 'n vrou, 'n kind van Abraham, wat werklik al 18 jaar lank deur die Satan gebind is. Mag sy dan nie op die Sabbatdag van hierdie band losgemaak word nie? Deur dit te sê het Jesus al sy teenstanders laat skaam kry, maar die hele skare was bly oor al die wonderbaarlike dinge wat hy gedoen het. Jesus het gesê, hoe is die koninkryk van God? Waarmee kan ek dit vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy tuin geplant het. Dit het gegroei en 'n boom geword en die voëls het in sy takke kom nes maak. Verder het hy gesê, waarmee kan ek die koninkryk van God vergelyk? Dit is so suurdeeg wat 'n vrou geneem en in 20 kg meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. Terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe, het hy deur stede en dorpe gegaan en oral die mense geleer. Toe vra iemand hom, Here, is die wat gered word maar min? Hy sê vir hulle, span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie verseker ek julle sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. As die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep, Here, maak vir ons oop. Maar hy sal julle antwoord, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Dan sal julle sê, ons het saam met u geëet en gedrink en op ons strate het u die mense geleer. Maar hy sal weer vir julle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie, niemand van julle het gedoen wat reg is nie, maak dat julle van my af wegkom. Daar sal julle huil en op julle tande kners, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete binne in die koninkryk van God sien, terwyl julle self buitentoe weggejaag word. Daar sal mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en die suide, en aansit by die feesmaal in die koninkryk van God. Onthou net, daar is laastes wat eerste sal wees, en eerstes wat laaste sal wees. Vers 23 en 24, die vraag van die man, Here, is die wat gered word maar min? Hy sê vir hulle, span al julle kragte in, om by die smal deur in te gaan. Baie verseker ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. Liefde broers en susters, toe antwoord Jesus nie sy vraag nie. Dit klink amper of Jesus is 'n politikus die vraag omseil en iets heel anders antwoord. Maar dis nie so nie. Hy antwoord anders omdat die man die verkeerde vraag gevra het. Jesus antwoord nie want hy het nie gekom om op allerhande nuuskierige vrae interessante antwoorde te gee nie. Sulke tipe antwoorde gaan jy nie in die Bybel kry nie, want die Bybel is nie 'n ensiklopedie van interessanthede nie. Hy het gekom om die wat die Vader hom gegee het, met God te versoen. En daarom, reg deur al sy werk, konfronteer hy elkeen met daardie in sy eie lewensverhouding met God. En hy het deur hierdie man se vraag gesien. En daarom gee hy 'n antwoord op iets anders. Op die man se werklike probleem, die probleem in sy verhouding met God. Want hierdie man vra nie in geloof nie. Hy vra soos 'n toeskouer op 'n afstand. Ons lei sy redenasie agter die vraag af by die verdere verloop van die gesprek as jy die sake wat bespreek word aan mekaar sit. Dis iets van die aard, as dit daarom nie so min is wat gered word nie, is my kans goed om deur my goeie lewe daarom een van die baie verlostes te wees. My standaarde is ons daarom so rondom of selfs beter as die gemiddeld. Hy soek sy verlossing
in getalle en in die morele standaard wat hy kan handhaaf. Maar hy is nie bereid om homself te verloon en Jesus Christus na te volg. En dis wat Jesus raak sien. Daarom antwoord hy hom nie, maar sê hy, span al julle kragte in om deur die smal deur in te gaan. Hy het met God kom versoek. Hy het nie 'n resep vir redding kom voorskryf wat jy kan nalees en dan slaafs gaan volg en dan word jy gered nie. Dit maak nie saak hoeveel mense gered word nie. As jy nie al jou kragte inspan om verlossing te behaal nie, sal jy een van die baie wees wat uitgesluit word. Ons moet een ding baie goed besef, broers en susters. Ons geloof draai nie daarom of ek hemel toe gaan of nie. Ons geloof se hoofsaak is nie 'n pad hemel toe vir my nie. Geloof en kerkwees is gerig op die persoon van God in Christus Jesus. Ons oorheersende doel en dryfkrag moet wees om by God te kan wees. Anders worstel jy jou lewe lank met twyfel. Worstel jy met die vraag, doen ek genoeg om gered te word? Hoeveel word gered? Sal ek een van hulle wees? En as dit so is, dan begin jy dink, my kerkbesoek, my bydrae, my betrokkenheid is daarom gemiddeld of selfs beter as gemiddeld. En daarom sal alles daarom seker vir my reg wees, ek hoop so. Maar dan is jy presies waar hierdie man met die verkeerde vraag was. Die skeidslyn tussen 'n selfgerigte geloof, geloof wat op myself en op my uiteinde gerig is. Die skeidslyn daartussen en die geloof wat gebou is op absolute toewyding tot God, is maar baie dun. Maar die swaard van die woord steek reg deur so 'n toestand. Hy sny dit oop. En dis waarom woordbediening deur ouderlinge en predikante sommige mense vertroos en ander weer kwaad maak wanneer die woord reg hanteer word. En Amsterdamers moet ook altyd die woord so hanteer dat God gebring word, verlossing gebring word en nie mense se begeertes gestreel word nie. Want sodra jy God bring jy ook die groot troos, die enigste troos vir ons lewe. Ons het nou gesien in die aanloop tot hierdie gesprek, daar in die sinagoges, die Joodse opvatting was dat alle Jode in die koninkryk van die hemel sal ingaan, afstammelinge van Abraham, behalwe natuurlik die grove sondaars en ketters. Selfs onder die Jode wat agter Christus aangeloop het, in Hebreëse en disippels van hom geword het, was daar die met die opvatting dat hulle gered sal word, omdat hulle naby hom was, agter hom aangegaan het. Dis waarom Jesus in hierdie gedeelte waarsku, bloot om Jood te wees, van Abraham af te stam, of bloot om vir Jesus te geken het en saam met hom geloop het, ons kan sê in ons tyd, bloot om aan die kerk te behoort, dit bring geen verlossing nie. Want kyk maar, elders in ons gedeelte wat ons gelees het, bied die mense hulle godsdiens aan. Ons het in u naam duiwels uitgedryf. Ons het in u naam mense gesond gemaak. Hy sê net eenvoudig, gaan weg van my af, werkers van ongeregtigheid. Vir die Jode tot wie Jesus hom hier rig, lê daar 'n skok voor. Hulle sal in die koninkryk van God wil in, omdat hulle dit as hulle erfdeel beskou, hulle geboortereg. Maar hulle sal uitgesluit word, tensy hulle met uiterste kraginspanning hulle tot Jesus Christus bekeer. Terwyl hulle daar binne
van die uit die heidense volke sal sien, op wie hulle so neergesien het. Dit is die waarskuwing wat die Here gee met die uitspraak, daar is laastes wat eerste sal wees, en eerstes wat laaste sal wees. Die punt is, broers en susters, wie jy ook al is, dat jy aan die kerk behoort, of aan watter volk ook al, of jy jouself beter of net as getrouer aan die wet as ander beskou, is geen grond waarop jy in die koninkryk sal ingaan. Dit mag wees dat jy uitgesluit is, terwyl jy binne van die sien wat in jou oë nie opgeweeg het nie. Want as jy op daardie tipe dinge steun, as versekering van jou saligheid, dan is jou pleitgrond nie meer Jesus Christus self nie. Dan is jou belydenis nie meer vergifnis van sonde in Jesus Christus. Dan vind jy dit in jouself. Dis soos toeskouers by 'n wedstryd, by rugby of wat ook al, of by atletiek. Die toeskouers vereenselwig hulle met wat daar gebeur. Hulle leef in, maar hulle is nie self betrokke nie. Toeskouers kry nie deel aan die koninkryk van die hemel nie. Die Here gebruik hier 'n beeld om te verduidelik wat hy bedoel. Die koninkryk van die hemele is soos 'n huis, en hy is die huiseienaar. Die huis het 'n smal deur. Almal kan nie gelyk inkom op een oomblik nie. In elk geval word daardie deur op 'n tyd gesluit. Wanneer die huisheer nou laatnag opstaan om toe te sluit, dan wil almal skielik in. Hulle was nog met hulle eie dinge buite besig. Hulle het nie belang gestel om vroeër reeds hulle eie bedrywighede te laat vaar, om die gasvryheid van die huisheer te kom ondervind en te ontvang nie. Sy vriendskap en sy voeding nie. En dan besef ek, dan eers, watter verlies dit is om uitgesluit te wees, om buite te gebly het. En dan sluit hy onder geen omstandighede meer oop nie. Dan is genade tyd verby. Nou is dit nog genade tyd. Ons leef in genade tyd. Dis die eerste saak wat ons moet raak sien, al lyk die omstandighede om ons so. Maar genade tyd gaan verby, en die deur is smal, die pad is nou. Dit wil sê, op die dag dat die Here weer kom, soos ons bely en die woord ons leer, dan is bekering nie meer moontlik nie. Dan is die regte insig, tot die regte insig vir geloof kom, nie meer moontlik. Wie nie nou, maak jy op watter saak, op watter stadium van jou lewe dit gebeur nie, maar wie nie nou, wanneer dit gebeur, wanneer hy of sy die stem van die Here hoor, in volle toewyding aan hom leef, aan hom vasgryp, en in jou ten volle aan hom toewy nie, sal uitgesluit wees. Dit klink nou eintlik na 'n half onmoontlike saak. Hoe kry 'n mens dan verlossing? Die Here sê, span al jou kragte in. Geloof is om al jou kragte in te span om God te verheerlik, om in diens van die Here te staan, om aan hom vas te gryp. Niks mag tussen jou en die ware diens aan God kom. Span al jou kragte in. Dit wys op 'n uiterste poging. Dit is wat 'n atleet doen as hy aan 'n wedloop deelneem. Hy span al sy kragte in vir daardie tydjie, wat hy anders kan hy nie wen nie. Dis daardie eindpoging. Hy wil daar kom. En dit beteken nie ons moet uit eie krag verlos word, uit ons pogings nie. Dit wys dat jy die regte vraag moet vra. En dis nie hoeveel of ander interessante sake nie. Dit is, wie
is Jesus Christus vir my. Span al jou kragte in om dit waarlik vas te stel. Om werklik na hom te luister, want hy praat. Hier was hy stadig aan op pad Jerusalem toe, om daardie verskriklike soenoffer te bring. En heeltyd leer hy. Hy bring die woord as evangelie, verlossing, vertroosting, versterking, bemoediging. En ons het sy volledige woord. Daarin is die antwoord. Span al jou kragte in om hom daar te leer ken. En te hoor as hy vir jou sê, watter troos, watter liefde is daar vir jou in 'n lewe met hom. Ons het baie vrae soos ons deur ons lewe gaan, broers en susters, en soos ons maar ontwikkel in ons geloof en Bybelkennis. As vrae soos, is hierdie ding wat gebeur of daai wat gebeur dalk 'n vervulling van 'n profesie, hierdie spesifieke een in daardie boek? Of ons wil graag weet, wat beteken hierdie dinge in Openbaring in detail, in wêreldgebeure, vandag of in ons tyd? Of hoe lyk dit in die hiernamaals, of sal ons mekaar ken? Dis die tipe vrae waarop jy nie antwoorde kry in die woord van God nie. Soos wat Jesus hierdie man nie geantwoord het. Die rede is, sulke vrae en selfs inligting daarop het niks te doen met op wie jou geloof gerig behoort te wees en dra nie by tot die wesenlike van ons godsdienst en ons geloof nie. Dit kan selfs beteken soos by hierdie vraagstelling dat jou godsdienst nie direk op God gerig is nie, maar op vervulling van jou behoeftes, om vir jou 'n polis uit te neem vir die hiernamaals. Die Bybel is daar om net een doel, om God aan ons bekend te stel, te openbaar. Vir ons om God te leer ken, van naby. Nie soos ons oor hom dink, of soos wat ander mense oor hom opmaak nie, soos hy self sê, dit is wie ek is. Ek is wat ek is. Vra liewer oor die bekende stelling. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Grawe jou eerder in op Jesus se uitspraak, groter liefde het niemand as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende gee. Hy het sy lewe vir ons gegee. Die helse lyding gelei ter wille van ons. Ons is nou mede-erfgename saam met hom van die koninkryk van God. En hy het ons nie alleen gelaat nie. Hy het sy gees gestuur as trooster, as leidsman, om die geloof in ons hart te vestig, om ons te vertroos, om ons vas te hou op hierdie pad. Sy gees maak ons oë oop vir die regte saak in geloof en godsdienst, vir wat God in sy woord vir ons wil sê. Sy gees neem ons eie skynheiligheid en selfverontskuldiging weg en rig ons in geloof deur Jesus Christus op God ons Vader, wat ons liefhet en aan ons alles wil gee. Span al jou kragte in om jou te oefen in koninkryksliefde, die gemeenskap van die heiliges, saam met jou medegelowiges in die woord te delf vir die skat kosbaarder as goud. Vas te hou aan die wat die Here gestuur het om dit vir jou uit te lê en die waarheid te leer. Geloof is niks anders as vasgryp aan hierdie Here wat jou so liefhet, soos niemand anders jou kan lief hê nie. Die vrou wat maar net aan hom geraak het. Ander gebeure waar mense nie noodwendig raak nie, maar in hulle volle aandag op hom fokus en sê, u kan.
met die dat die Here die vraag nie direk antwoord nie, keer hy eintlik die vraag om. Die Here vra nou eintlik in hierdie gedeelte, waar staan jy? Volhard in selfverlonende geloof. Nou sal mense jou dalk verag. Dis 'n moeilike pad. 'n Smal pad, sê die Here, 'n nou poort. Maar wanneer die Here kom, sal jy binne wees wanneer hy sy res sluit. In sy genade word jy gered in sy liefde. As jy nie maar net met 'n blote morele maatstaf geleef het nie, maar in persoonlike verhouding met die Here. As jou hoogste doelwit was om God te sien en met hom te wees, totdat jy besef hoe lief hy jou werklik het. Amen. Kom ons bid saam. O Here, ons God, U het na ons toe gekom. U woord is skoon en rein. U woord is 'n kunswerk. U woord is kragtig en lewend en tweesnydend. Ons leer U ken as die almagtige God en daarom aanbid ons U. En ons loof U want aan U kom toe alle eer, alle heerlikheid. Alle skepsele, die hele skepping moet voor U bewe in ontzag en lofliedere sing vir U grootheid. En ons Here kan dit des te meer doen, want U het op 'n besondere manier na ons toe gekom. U het U so geopenbaar aan ons, dat ons besef U het vir ons kom lewe gee, ewige lewe. U het vir ons kom inlyf in U koninkryk, saam met U seun. En U wat U seun gegee het, U ons Here Jesus, as koning wat regeer in U koninkryk, en alle mag het, ook op aarde, totdat U kom om alles te volëindig. Help ons, dat ons in die moeite van hierdie lewe, in die swaar dinge wat op ons pad kom, die beproewings, die siektes, die hartseer, dat ons altyd bo alles U sal sien in U liefde, in U heerskappy, vas sal glo. By U is ons veilig. Die van hierdie wêreld, die bose mense hier, kan ons liggaam doodmaak. Siektes kan ons liggaam doodmaak. Maar ons lewe kan niemand van ons wegneem nie, die lewe wat U ons gegee het. Dankie Here dat U ons ook gesondheid en lewenskrag gee. En dat ons kan weet, U gee dit sodat ons in U diens kan staan in alles wat ons doen in ons lewe. Dankie vir bewaring, vir versorging, ook weer deur hierdie week. Dankie vir beterskap en sukses op operasies by van ons. Ons dra aan U op ons bejaardes, Suster Marinda, wat hierdie strawwe behandeling moet ondergaan. Ons bid Here, gee vertroosting en krag, en as dit U wil is, gee genesing en beterskap. Ons bid in besonder vir U kerk. Gee tog dat almal in U kerk sal besef, dit gaan om U en U woord, en dat elkeen wat U so erken, onmiddellik ook U vertroosting, U blydskap, U verlossing ondervind, en die krag ontvang om ook die sonde te kan oorwin, al is ons nog nie volmaak nie. Lei dan U kerk om 'n lig te wees in die wêreld, dat ons ook deur ons voorbeeld in ons optrede mense sal leer dat U God is, dat daar net by U lewe is.
Ons bid vir die owerhede in ons land. Here, U weet hoe gaan dit. Neem tog weg die werke van die mense wat U nie wil ken nie, wat net uit hebsug of magsug die posisies wil bekleed. Skep vir ons ruimte in ons land. Gee dat in die owerheid U erken sal word en dat daar diensbaarheid sal wees vir die mense van ons land. En U wêreld, U skepping, waar oorlog heers, magsig, waar mense ander mense doodmaak op die wreedste maniere. Here, gee krag en genade, gee uitkoms vir daardie mense. Laat U koninkryk kom, sodat U wil meer en meer kan geskied. En laat U koningskap lyk, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou geleentheid om ons liefdegawes af te dra, en dan sal ons uit lied 5:1:3 sing. Lied 5:1:3, verse 1, 2 en 3, bespreek vanself, ons sing nadenkend, ons sing dit nadenkend met ons skrifgedeelte in ons gedagtes. Lied 5:1:3. Give me the
en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in alle ewigheid.